Ons het baie lanklaas saam gekuier. Ek wil graag hierdie week jou innooi om weer saam met my te kuier by Jesus se woorde in Matteus 11. In my stilword die afgelope week weer aan die hand van hierdie teks, het hy vir my 3 woorde laat uitstaan, wat na my oordeel die hele Christelike lewe, die lewe van disippelskap, in sy kern beskryf. 3 woorde uit hierdie teks, uit hierdie woorde van Jesus, wat ons baie maklik kan onthou, en dit is 3 woorde wat op 'n daaglikse basis beoefen moet word. Dit moet ingeoefen word. En hierdie woorde, dink ek, wil ons op 'n diep vlak eintlik vorm, om met 'n sekere houding, gesindheid, ingesteldheid, ja, kan ek eintlik sê, karakter in hierdie wêreld te lewe. Ons sal dit nou 'n bietjie uitpak. Ek wil weer graag met jou hierdie teks lees, hierdie woorde van Jesus. Kom ons lees. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Die 3 woorde wat die Christelike lewe beskryf, wat disippelskap beskryf, is die 3 woorde van Jesus. Eerste ene, kom. Ons het al baie hieroor gepraat, dat die manier waarop Jesus in hierdie wêreld aanwesig is en werk, is deur uitnodiging. Hy is deur sy gees nader aan ons as ons eie vel. En hy kom elke dag na my toe, na ons toe, met die woord kom. En ons moet altyd die agtergrond onthou. Hierdie kom, waarmee hy ons uitnooi, is die agtergrond dat hy na ons gekom het. Hy is Immanuel, God met ons. Die Christelike lewe is om elke dag hierdie uitnodiging van Jesus, kom, te aanvaar. Die tweede woord het my onverwags gevang. Jesus sê, neem. Neem. Neem my juk op julle. Kom, neem. Ek hoor 'n neem, dis nie forceer nie. Dis nie gryp nie. Dit is nie vat nie. Dis nie iets soos kry vir jou appel nie. Wat dit eintlik irrelevant is of jy dit neem of nie. Nee, neem het vir my 'n dringendheid, maar 'n compassion, maar 'n deernis. Jesus forceer hom nie op my en jou af nie. Maar hy nooi ons uit, dringend, om te neem wat hy gee. En wat hy gee, is radikaal 'n nuwe manier van lewe nou op aarde. Dis waar sy juk gaan. Maar neem. Neem, sy betekenis, dink ek, sy diepte betekenis kry ons in die woorde, ek is sagmoedig en nederig van hart. Onthou julle, ons het al daaroor gepraat. Dit beteken, Jesus beperk sy mag om vir ons ruimte te maak. En dan, dit beteken ook geduld, dat hy ongelooflik geduldig met ons is. Die derde woord is leer. Leer. Kom, neem, leer. Vriende, Jesus nooi ons in die hitte van die dag om hierdie gesindheid te ontwikkel, hierdie mentaliteit, hierdie houding te ontwikkel, dat ons sy student is. Ons is sy leerlinge. Dallas Willard se woord wat hy kies, apprentices. Dat ons heeltyd met die Jesus wat ons uitnooi
en wat ons sê, ons moet sy juk op ons neem, dat ons van hom leer. Hy wil ons leer hoe om te lewe. In elke situasie van die dag, van die klein goed na die groot toe. Maar is om hierdie innerlike gesindheid te ontwikkel. Leer. Ek het al vorige kere al daarop gewys dat die grootste bedreiging vir disippelskap, die grootste bedreiging vir die Christelike lewe, die grootste bedreiging vir die lewe, die oorsonde, is life on your own. Life on your own. Want toe Jesus ons innooi, is life with God. Dis hoe God menslike lewe ontwerp het in die begin. En dis waartoe Jesus ons weer uitnooi. En hierdie betekenis van life with God het hierdie week geweldig kragtig na my toe gekom in hierdie 3 woorde. Kom voortdurend. Neem elke dag, in elke situasie. Leer. Ek wil dit net laat fokus, die 3 woorde se betekenis lê natuurlik daarin, dat Jesus ons uitnooi na hom toe. Vriende, die Christelike lewe is 'n persoon. Dit is die lewende opgestane Here wat deur sy Gees by ons is. So, die Christelike lewe gaan nie eers oor leerstukke nie. Dit gaan oor 'n interaktiewe verhouding met Jesus. Eerstens leer ken van Jesus en eerstens leer leef met hom. Die tweede waartoe die week die neem gaan, die neem is om sy juk op ons te neem. En ons het al oor sy juk gepraat, dit is niks anders nie. Ons almal dra 'n juk. Ons leef almal onder 'n juk wat ons baie keer vernietig. Net soos byvoorbeeld bekommernisse of om beheer te hê. Of ek moet altyd myself bewys. Dit is vernietigende juk. Jesus nooi ons daarna uit van om te leef onder sy juk. En sy juk is niks anders nie onder sy koningsgesag en heerskappy. Bedoelende dan ook dat hy ons leermeester is, dat hy sy woorde ernstig vat en dit inoefen, maar ook sy teenwoordigheid. Ons kan elke dag van ons lewe in die bevrydende realiteit lewe, van not life on your own, but life with God, onder die gesag van Jesus en in sy teenwoordigheid. Dis die enigste manier waarop menslike lewe floreer. En dan die leer, sy betekenis lê ook, en leer van hom. Leer van Jesus. Sy woorde is die grootste wysheid wat ooit uitgespreek is op aarde. Ons moet daarvoor oopgaan. Ons kan daarvoor oopgaan. Die Gees wil ons daarvoor oopmaak. Hy wil ons herinner, die Gees, aan alles wat Jesus gesê het. En dat dit deel word van ons DNA. Dit vat tyd, dis 'n lewenslange proses. Maar ons deel is om dit in te oefen. Alles kry betekenis, dat dit die kom is na hom toe. Die neem is sy juk. Die leer is van hom. Vriende, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus Christus, die Here. En dan moet ons nou net weer hierdie onthou. Ja, dis hy wat, die een wat ons uitnooi, sê oor homself, ek is sagmoedig en nederig van hart. Ek is geduldig. Ek is compassion, deernis. Ek forceer my nie op jou af nie, ek maak vir jou ruimte. Die lewe van disippelskap is om elke dag te lewe in die sagte juk van Jesus. Ek nooi jou om hierdie woorde, hierdie werklikheid van hierdie woorde, elke dag saam met my in te oefen. Kom, neem,